In vandag se lesie vat ons nou algebraïese vergelykings nog 'n bietjie verder. Ons gaan vandag kyk na algebraïese vergelykings met breuke. Nou as julle nou mooi dink, kan julle nou nog onthou, ons het gesê algebraïese vergelykings het ons 'n linkerkant en 'n regterkant met 'n is-gelykanteken. 'n Algebraïese vergelyking het altyd 'n is-gelykanteken. Die beginsel van algebraïese vergelykings is dat ons alles met 'n x aan een kant moet kry om die waarde van x te bepaal wat die vergelyking gaan waarmaak. Nou baie belangrik wat ons moet doen met algebraïese vergelykings met breuke. Ons moet 'n plan maak met die noemer. So die plan wat ons gaan maak met die noemer is om die breuke te verwyder, is om albei kante met die KGV van die noemers te vermenigvuldig en dan ook mos nou elke term wat in elke kant is. So as ons kyk na die volgende voorbeelde, die vraagie sal natuurlik altyd wees, los die volgende vergelykings op. Ook dikwels somme net los op vir x. Of los die veranderlike op. Met ander woorde, dit wat onbekend is, moet ons bepaal. As ons kyk na ons eerste voorbeeldjie, dan het ons byvoorbeeld a op 7 plus 2 is gelyk aan 4. Nou kan ons duidelik sien, hierdie noemer gee nou vir ons 'n bietjie moeilikheid. Want onthou, die beginsel is, ons wil vir a alleen kry. Nou kan jy in hierdie ene geval, kan jy nou sien, ek het a op 7, so ek kan miskien a op 7 so lank aan die kant hou. En ek kan hierdie plus 2 so lank na die regterkant toe vat, wat dan vir my gaan gee 4 minus 2, met ander woorde, ek kry a op 7 is gelyk aan 2. Nou, as ons hierdie 7 wil ontsla raak van, onthou die inverse berekening as ons deel met 7 is om te maal met 7. So as ons die inverse berekening gaan doen, dan gaan ons maal met 7 op 1. Maar wat ons nou nog die heeltyd vir onsself sê, wat ons links doen, moet ons altyd ook regs doen. Met ander woorde, as ons nou hier kyk, kan ons sê, maar die 7's gaan uitkanseleer. Met ander woorde, ek kry a is gelyk aan 2 op 1 maal met 7 op 1 gee vir my 14. Nou die manier wat ons dit eintlik doen, want dit raak later ingewikkelder in probleme, as ons het a op 7 plus 2 is gelyk aan 4, dan kan ons gaan kyk, ons wil nog steeds vir a gaan oplos. Met ander woorde, wat ons gaan doen, is om die KGV te kry van die noemers. Nou goed, as ons kyk na hierdie vergelykingkie, is hierdie mos so goed soos a op 7 plus 2 op 1 is gelyk aan 4 op 1. Daar staan eintlik mos maar 'n spook 1. Met ander woorde, as ons gaan kyk na die KGV van die noemers, is die KGV is dan 7. Met ander woorde, ons gaan elke term albei kante met die KGV vermenigvuldig. Met ander woorde, ons gaan hier sê 7 op 1 maal met 7 op 1 maal met 7 op 1 maal met. Met ander woorde, as ons nou hierdie gaan uitwerk, dan kan ons sien, hierdie 7's kanseleer uit. Met ander woorde, ek kry a plus 7 maal met 2 is 14 en 1 maal 1 is 1. Is gelyk aan, en 7 maal 4 is 28. Met ander woorde, nou kan ons duidelik sien, ons wil a alleen hê, so ons moet hierdie plus 14 oorvat. Met ander woorde, as hy oor die is gelyk aan teken gaan, word hy mos 'n minus
Met ander woorde, ek kry ook die antwoord A is gelyk aan 14. Ek verkies hierdie tweede metode, of enetjie sommetjie wat ek gedoen het, want soos ek sê, later raak die somme bietjie groter, dan is dit nie net dat daar een term met 'n veranderlike is nie. So jy moet seker maak dat jy die regte metode doen en dat jy mooi verstaan. As ons kyk na 'n volgende voorbeeldjie, het ons 3x op 8 is gelyk aan 1 op 4. So die plan wat ons kan maak is om te sê ons kry die KGV van die noemers. Nou wat is die KGV van die noemers? Die KGV van die noemers van 8 en 4 is 8. Met ander woorde, as ek nou gaan kyk en ek maal elke term met die KGV, dan beteken dit ek moet hierdie maal met 8 op 1 en ek moet hierdie kant maal met 8 op 1. Nou kan ek duidelik sien aan die linkerkant kanseleer die 8's uit, so ek het 3x is gelyk aan die regterkant, gaan ek sien dat 4 gaan in 8 in 2 keer. Met ander woorde, my antwoord aan die regterkant is 2. Nou het ek 3x is gelyk aan 2. Onthou, ek wil vir x oplos, so ek moet nou vir x alleen kry. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan hier moet deel deur 3 en wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, my antwoord is x is gelyk aan 2 op 3. Volgende voorbeeldjie het ek x minus 6 op 2 is gelyk aan min 1. Die KGV van die noemers, kom ons kry die KGV van die noemers, onthou min 1 is so goed soos min 1, met ander woorde my KGV is 2. As ek nou gaan vermenigvuldig met my KGV, dan maal ek met 2 op 1, wat ek links doen, moet ek regs doen, maal met 2 op 1 of net 2. Met ander woorde, ek sien aan die linkerkant kanseleer die 2's uit, so ek kry x minus 6 is gelyk aan die regterkant kry ek nou minus 2. Ek wil nou vir x alleen hê, so ek moet die minus 6 oorvat. Onthou die oomblik as hy oor die is gelyk aan teken gaan, verander sy teken na 'n plus toe. Met ander woorde, ek kry die antwoordjie x is gelyk aan 4. Die volgende voorbeeld wat ons het 2x minus 1 op 3 minus x plus 1 op 4. En dit is gelyk aan 3. So die eerste ding wat ons moet kry is die KGV van die noemers. Wat is die KGV van 3 en 4? Dis reg, die KGV van 3 en 4 is 12. Met ander woorde, nou gaan ons die volgende stapie wat ons doen, is jy vermenigvuldig elke term met die KGV. As ons nou met die KGV gaan vermenigvuldig, dan gaan ons elke term maal met die KGV. Hier moet ons 12 op 1 maal met die, en dan moet ons natuurlik linkerkant en regterkant, wat ons met die een term doen, moet ons met die ander term doen. Nou kan ons sê, 3 gaan in 12 in 4 keer. Met ander woorde, hierdie word 4 maal met 2x minus 1. By die volgende term kan ons sê, 4 gaan in 12 in 3 keer. Met ander woorde, daai word minus 3 maal met x plus 1. Is gelyk aan, en 3 maal 12 gee vir my 36. Nou moet ek my distributiewe eienskap toepas deur te vereenvoudig.
Met ander woorde, of ek verwyder die hakies. Met ander woorde, ek moet nou gaan vermenigvuldig, so ek sê 4 maal met 2x gee vir my 8x. 4 maal met minus 1 gee vir my minus 4. Volgende enetjie het ek nou minus 3 maal met x en dit gee vir my minus 3x. Dan het ek daarna minus 3 maal met 1 en dit gee vir my 'n minus maal 'n plus is 'n minus 3. Is gelyk aan 36. Goed, alles met x's moet ons nou aan een kant hou. Met ander woorde, ons het ons 8x minus ons 3x. 8x minus 3x word al klaar 5x is gelyk aan. Hierdie minus 4 moet oorgaan, dan word hy 'n plus 4. En hierdie minus 3 moet oorgaan, dan word dit 'n plus 3. Met ander woorde, ek kry 5x is gelyk aan 36 plus 4 is 40, plus 3 is 43. Onthou, ek wil my x'ie alleen hê, met ander woorde, ek moet deel deur 5. Deel deur 5, met ander woorde, ek kan sê x is 43 op 5. Ons doen nog 'n voorbeeldjie. Ons het x op 2 minus x minus 2 op 6 is gelyk aan 5 op 3 plus 4 minus x op 2 plus 2. Goed, so die eerste ding wat ons kry is ons KGV. Wat is ons KGV van ons noemers? Ons KGV van 2 en 6 en 3 is 6. Dis reg, so my KGV is 6. Nou gaan ek regdeur vermenigvuldig met KGV. Regdeur, elke termpie moet ek met die KGV vermenigvuldig. Met ander woorde, ek gaan hier hê 6 maal met 6 op 1 maal met die volgende enetjie, 6 op 1 maal met daai term, 6 op 1 maal met die term en maal met 6. Elke liewe termpie moet ek vermenigvuldig met 6. In die eerste plek gaan ek sien 2 gaan in 6 in 3 keer. Met ander woorde, ek hou daaroor 3x. By die volgende term gaan ek sien 6 gaan in 6 in 1 keer. Met ander woorde, onthou hierdie minus en dan skryf ek my hakies, want hierdie minus gaan nou 'n invloed hê op die tekens wat moet volg. Is gelyk aan. Volgende enetjie kan ek nou sê 3 gaan in 6 in 2 keer. 2 maal 5 is 10. Plus, volgende term. Volgende term kan ek sê 2 gaan in 6 in 3 keer. Met ander woorde, ek het 3 maal met 4 minus x. By die laaste term is dit 2 maal 6 gee vir my 12. So wat moet ek nou doen? Dis reg, ek moet die hakies verwyder. Ek moet vereenvoudig. Met ander woorde, ek pas dan my distributiewe eienskap toe, so ek gaan sê 3x, en onthou hierso staan mos nou 'n spook enetjie, so dis daai minus 1 maal met x gee vir my minus x. Dan het ek minus 1 maal met minus 2 en dit gee vir my plus 2. Is gelyk aan 10. Volgende stappie, 3 maal met 4 gee vir my plus 12. En dan het ek 3 maal met minus x en dit gee vir my minus 3x plus 12.
Nou moet ek mos alles met 'n x aan die een kant hê. Goed, so waar is al my x's? Ek het nou my 3x, ek het my 3x minus x, en ek wil nou hierdie minus 3x moet nou met ander woorde links gaan. Die oomblik as hy oor die is gelyk aan gaan, verander sy teken, so dan word hy plus 3x is gelyk aan. Nou moet hierdie 2 na die regterkant toe gaan, want ek het hom nou nie aan die linkerkant meer nodig nie. So as daai 2 regterkant toe gaan, dan word daai 10 plus 12 plus 12. Die oomblik as die plus oor die is gelyk aan gaan, verander sy teken en hy word min 2. So nou het ek 3x minus x is 2x plus 3x is 5x is gelyk aan 10 plus 12 is 22 plus 12 is 34 minus 2 is 32. Onthou, ek wil nou vir x alleen hê. Hoe kry ek nou vir x alleen? Ek moet deel deur 5 en deel deur 5. Dan kry ek met ander woorde x is gelyk aan 32 op 5. En dit is my finale antwoord. Volgende voorbeeldjie wat ons het, gaan nou 'n bietjie anders lyk. Ons het nou soos 'n half plus 1 op 3x is gelyk aan 2 minus x op 6x. Wat nou hier baie belangrik is, wat julle nou hier moet sien, is ek het nou hier 'n x en 'n x in my noemer. By hierdie soort somme is dit dan nou baie belangrik om te spesifiseer. X mag nie gelyk wees aan 0 nie. Met ander woorde, as ek nou my som uitgewerk het en ek kry 'n antwoord van x is gelyk aan 0, dan het die probleem geen oplossing nie. Want hoekom mag x nie 0 wees nie? 3 maal 0 is 0 en 6 maal 0 is 0. En as ons nou het 1 gedeel deur 0, dan is dit ongedefinieerd. En net so as ons het 2 minus x gedeel deur 0, ons mag nie deel deur 0 nie. As ons deel deur 0, is dit 'n ongedefinieerde antwoord. So dit is hoekom ons baie duidelik moet spesifiseer dat x nie gelyk is aan 0 nie. Die res van die prosedure bly presies dieselfde. So die eerste dingetjie wat jy nou gaan doen is om hier te sê dat x is nie gelyk aan 0 nie. Of die veranderlike wat in die noemer is. Die tweede ding wat jy nou gaan doen is om jou KGV te kry. Nou wat is die KGV van 2 en 3x en 6x? My KGV is 6x. Wat gaan ons nou doen? Ons gaan vermenigvuldig met die KGV. Jy vermenigvuldig elke term links en regs met die KGV. Met ander woorde, jy gaan hierso maal met 6x, maal met 6x, maal met 6x. As ons nou hierdie sommetjie gaan kyk hoe ons maal met 6x, dan kan ek sê 2 gaan in 6 in 3 keer. Met ander woorde, ek kry hier is 3x. Plus, by die volgende sommetjie kan ek sê 3 gaan in 6 in 2 keer en die x'e kanseleer ook uit, so ek kry daar plus 2. Is gelyk aan, my KGV is 6x, as ek maal met 6x, 6 gaan in 6 in 1 keer en die x'e kanseleer op mekaar uit, met ander woorde, wat oorbly aan die regterkant is 2 minus x. Nou beteken dit, ek moet al my x'e aan die een kant kry. So ek wil nou hierdie x moet nou links gaan en hierdie plus 2 moet regs gaan. Nou het ek 3x, as die minus x oor die is gelyk aan kom, verander sy teken van 'n min na 'n plus toe. Ek het die 2kie, as die 2 oor die is gelyk aan gaan,
dan verander hy na 'n minus toe. Met ander woorde, nou kry ek dat 4x gelyk is aan 0. As ek nou x uitwerk, dan gaan ek kry, ek deel deur 4, deel deur 4. So hier sien ek nou duidelik, x se antwoord is 0. Maar ek het nou aan die begin gespesifiseer, x mag nie gelyk aan 0 wees nie. Daarom is daar geen oplossing vir hierdie vergelyking nie. Volgende voorbeeldjie wat ons doen, is onthou die vraag vra, los die veranderlike op, of bepaal die oplossing van die vergelyking. Hier het ek nou weer 'n veranderlike van a, wat weer in die noemer is. Dit is baie belangrik dat julle dit moet oplet. So wat is die eerste ding wat ons moet spesifiseer? Die eerste ding wat ons moet spesifiseer is dat a mag nie gelyk wees aan 0 nie. So jy skryf by jou sommetjie a mag nie gelyk wees aan 0 nie. Want as ons deel deur 0, dan gaan ons 'n ongedefinieerde probleem hê. Goed, wat is die tweede ding wat ons moet kry? Ons moet die KGV kry van die noemers. Nou, wat is die KGV van a en 2? My KGV gaan 2a wees. Die derde ding wat ons moet doen is, ons moet vermenigvuldig met die KGV. Elkeen van die terme moet ons vermenigvuldig met die KGV. Met ander woorde, ons moet hierso maal met 2a op 1. 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 As ons nou gaan vermenigvuldig, dan sien ons by die eerste term, die a's kanseleer uit, met ander woorde, ek kry daar 'n antwoord van 6. By die tweede term is daar nie iets wat kan uitkanseleer nie, so ek kry daai antwoord minus 4a is gelyk aan. By die volgende term sien ek die 2's kanseleer uit, met ander woorde, ek hou daaroor a. By die laaste term kan ek sien die 2's kanseleer uit en die a's kanseleer uit, met ander woorde, dit is minus 9. Ek wil alles met 'n a aan een kant hê, so ek het my minus 4a. Onthou nou, hierdie a moet nou links gaan. Oomblik as hy links gaan, verander sy teken, so hy word minus a is gelyk aan. Die 6 moet na die regterkant toe gaan. Die oomblik as hy oor die is gelyk aan teken gaan, verander sy teken en hy word minus 6. Met ander woorde, ek kry minus 5a is gelyk aan minus 15. Ek wil a alleen hê, met ander woorde, ek gaan moet deel met minus 5, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry a is gelyk aan 3. Dit is dan nou al die voorbeeldjies wat ek nou met jou behandel het. Geniet die huiswerk en onthou, hoe meer jy doen, hoe beter raak jy.